Goeiedag, hier is ons vierde video oor beperkings in algebra, daarom beperkings 4. In hierdie video gaan ons kyk na die beperking wat te doen het met 'n wortel. So indien jy enige ewe wortel kry, moet jy weet dat onder die wortel moet positief wees. Woorde wat baie meer bekend is ons sê dat onder die vierkantswortel mag nie negatief wees nie. Probeer jou kop net om hierdie kry. So die reël lei dat onder 'n ewe wortel moet positief wees. So as daar in daai regmerkie 'n 2, 4, 6, 8 enige ewe getal staan, moet onder die vierkantswortel positief wees. So sonder dat enigiemand jou vra, haal jy die stuk onder die vierkantswortel uit, jy skryf hom neer en jy sê hy moet groter en gelyk wees aan 0 en dan los jy net hierdie vergelyking op deur die 5 ander kant toe te vat. As jou finale antwoord x is groter en gelyk aan minus 5. As x groter en gelyk is aan minus 5, sal die stuk onder die vierkantswortel positief wees. Kom ons kyk, as ons 'n minus 5 vat en hier insit, plus 5 is 0, ons mag 'n vierkantswortel van 0 hê. Kom ons vat 'n groter getal as minus 5, minus 4 hier insit, plus 5 is plus 1, steeds is hy positief onder die wortel. So my beperking is, x moet groter en gelyk wees aan minus 5. Typiese vraag wat ons nou kan kry, is ek vir ons skryf, t is gelyk aan die vierkantswortel van x plus 5. Ons het nou reeds self uitgewerk wat die beperking is, x moet groter en gelyk wees aan minus 5. Nou kan hulle vir my vra, wat is die definisieversameling van t? Dan skryf jy net neer, x is element van reële getalle, hy kan dus enige getal wees, x moet net groter en gelyk wees aan minus 5. Party mense hou daarvan om dit liewerste so te skryf, dit is jou keuse. Of hulle kan vir jou vra, vir watter waardes van x sal t reëel wees. Dan gaan jy presies dieselfde antwoord skryf. Hy gaan reëel wees, as x element is van reële getalle, x is groter en gelyk aan minus 5, of jy kan dit in intervalnotasie skryf. Dan kan hulle vra, vir watter waardes van x sal hierdie t nie reëel wees nie. Dan skryf ons net, x is kleiner as minus 5, sal t nie reëel maak. Ons herhaal net weer, as my vra wat is die definisieversameling, skryf ek hierdie antwoord neer. As ons sê wat maak t reëel, skryf ek hierdie antwoord neer wat dieselfde is as daai een. En as ons sê wanneer is hy nie reëel, skryf ek die blou antwoord neer. Kom ons sê hulle skryf nou vir my hierdie een neer. Nou het ek nog steeds 'n vierkantswortel, maar hierdie keer staan hy in 'n breuk onder die lyn by die noemer. Dan gaan my beperking so lyk. Ek haal die stuk onder die vierkantswortel uit en ek skryf hom neer, maar ek maak hom net groter as 0. Ek kan hom nie gelyk maak aan 0 nie, want ons mag ons nie 'n 0 in die noemer het nie. So ek haal net die is gelyk aan uit. So x is net groter as minus 5. As hulle dus nou vir my vra, wat is die definisieversameling van p? Dan sal ek skryf x is groter as minus 5. En x is element van r, wat reële getalle is. Indien hulle dan vir my sou vra, vir watter waardes van x sal hierdie p reëel wees, dan skryf x is groter as min 5, x is element van r. As hulle vra vir watter waardes van x, sal p nie reëel wees nie, skryf ons net, x is kleiner as min 5, x is element van reële getalle. Hierdie is daarom nou 'n mond vol. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar iets is wat jy wil weet oor wiskunde, kan jy vir ons 'n WhatsApp of 'n boodskap stuur na hierdie nommer. Ons sal dan daarna kyk, vir jou 'n videoetjie maak met 'n antwoord en dit dan plaas op YouTube, dat almal kan baat vind by jou vraag.